is weer in 'n omtyd en ons sit in die strate van Grootbrak en dis verskriklik lekker om hier te kuier. Die lekker ding van in en om vir my en Jacques is die tipe mense wat ons ontmoet en natuurlik vir my die beste is hulle stories. Ons is vandag hier saam met Isak en Lorraine by 'n winkeltjie met die naam van Daily Bread. En julle kan sommer dink waartoe hierdie storie gaan, want dit is presies weer een van daai. Baie welkom julle twee en dis vir ons so voorreg om vir julle hier te hê vandag. Dankie Althea. Lorraine, ek en jy het nou so 'n bietjie gesit en kuier en ek gaan nou oorgaan na Isak toe ook. Hoe het julle hier uitgekom? Dankie Althea. Dit is altyd vir ons lekker om hierdie getuienis te vertel want ons sê hierdie bakkery is 'n godstorie. Van die dag wat ons gedink het aan 'n bakkery in Grootbrak totdat ons hom oopgemaak het hier was 7 weke. En ons weet in onsself is ons nie in staat tot so iets nie. Dis net die Here wat dit kan doen. En nie ek of Isak was bakkers nie. Ons het nie in hierdie bedryf, ons was nie in hierdie bedryf nie. En daarom weet ons dit is net die Here wat dit kan doen. Waar het die ek weet ek hoor jy's die koffieman. Jy het nog altyd 'n passie gehad vir koffie, maar jy het nie geweet jy kom maak 'n koffiewinkel oop nie. Ja, nie so vinnig nie. Hoe daai transition gekom as mense dit so kan vra? So, ons het 'n stukkie grond gekoop so 'n paar jaar terug hier in Grootbrak en ons droom was om op hierdie stukkie grond koffie te doen. Okay. Dit was deel van die droom. So dit was ons droom geweest en dit was wat ons baie graag wil doen. 'n Tannie vir wie ek baie lief is het 'n paar jaar terug hier in die COVID tyd, toe sy weet van ons droom, toe sê sy het eendag iets ouliks gesien van brood, suurdeegbrode en so aan. Dit is eintlik die hele gedagte was die koffie aanvanklik. Maar jy het 'n pragtige storie vir my vertel verlede jaar iewers toe iemand het vir jou iets gesê van brood, Isak, en toe eindig jy op jou verjaarsdag. Vertel jy vir ons daai? Ja, so ek en Lorraine het net na ons dogter se troue was ons daar in Plettenberg Baai gewees. En ons het in 'n so bakkery, klein bakkerytjie gesit en regtig op hierdie hele prentjie verlief geraak. En toe ons daar klaar is, toe sê ek vir Lorraine, luister, as ons teruggaan, dan gaan doen jy nou 'n broodbakkursus. En so kom Lorraine die eendag en sê vir my, luister, ek het nou hierdie plekkie gekry wat vir ons die kursus kan aanbied, maar dis op jou verjaarsdag. En sy wil graag dit begin doen sodat sy die brood kan begin bak vir almal. En ek sê toe vir haar, okay, dis reg, glad nie 'n bakker nie, glad nie lief vir die kombuis nie, maar ek sal saam met jou die kursus doen, so boek dit vir ons albei. Man staan by sy vrou. En hoe het jy dit bevind om julle twee toe nou? Want toe sê jy, daai broodbakkery kursus het toe nog steeds nie pos gevat nie. Julle het maar net bietjie prepare as mense dit kan so vat. Hoe was daai julle ondervinding vir jou? Vir my was dit baie lekker want toe weet ek, dit is so maklik om brood te bak. Dit was vir my so eenvoudig. So toe ons klaar is met die kursus sê ek vir Isak, hierdie was vir my genoeg om te weet dit is so eenvoudig om brood te bak. En Isak sê hierdie was vir hom genoeg om te weet hy weet niks van brood bak. Nee. En jy sien hom ook nie in die kombuis vandag nie. Nee, ek moet sê, sal hy kom rol as hy moet rol. Nee, hy het toe hy nou van Pretoria af by my kom aansluit. Toe het hy vir ons die suurdeeg by my oorgeneem en hy het ons suurdeeg koning Nou is hy die meester. Ja. Hy sê gee die pinkie en hy vat die arm. Ja. Vertel my van julle naam. Met hierdie hele bakkery, toe ons nou uiteindelik bevestig het ons gaan kom, het Lorraine vir die Here gesê, sy wil die naam by hom hê. En sy het op 'n dag het sy die naam Daily Bread gekry, en sy het gevra, Here, is dit die naam wat ons die plek moet gee? En as dit is, dan gaan ek dit nie vir Isak gee nie, u moet dit vir hom gee. En ons is toe nou op die einde November, kom ons deur hiernatoe om te kom kyk na die perseel en ons het die kontrak geteken, ons ry George toe nou, want nou moet ons ewe skielik iemand soek wat vir ons hierdie plek gaan kom uitlê. En op die pad ry ek en die volgende oomblik is hierdie naam Daily Bread in my kop en ek sê Daily Bread. En sy sê vir my, wat sê jy? Val die penny laat jy hom hoor. En ek sê vir haar, Daily Bread het in my kop opgekom. En sy skree, jy's reg. Ek skrik my mors dood, gooi amper die kar om, maar daar's hy. En dis hoe die naam bevestig is. En ja, ons is dankbaar want dis regtig wat ek wil sê die deurslag gegee het in die hele besigheid.
Julle kom nou van Pretoria af. Dit is 'n baie, ek wil maar amper sê 'n volks ou dorp gewees in sy heyday en julle is nou weer hier terug by ons in baie Afrikaanse gebied. Hoe vind julle die gemeenskap as jy dit nou moet vergelyk Pretoria, Grootbrak? Hoe het julle die aanpassing gevind? Vir ons, die mense het ons letterlik van dag 1 af omvou. Ek het hier op 'n stadium in seker die 3de of 4de week wat ek hier was, het ek vir 'n vrou gesê, luister, hoe werk hierdie riemtelegram wat julle het? Want hy het so versprei. Waar die mense regtig ingekom het, ons ondersteun het en hulle het die naam versprei. Hulle het regtig, dit was regtig soos 'n goeie advertensieveldtog. Wat toe ons weer sien, toe begin die mense net inkom. En die mense hierso praat van ons bakkery. Ag man. So Grootbrak, Mosselbaai, George, almal wat inkom is regtig verwelkomend, liefdevol. Ons het nooit die ding van 'n inkomer ervaar nie. Wat van julle goedjies op julle spyskaart maak julle uniek? Jacques sien nou uit na julle cinnamon buns, is blykbaar baie uniek. Wel, Lorraine se kaaskoek met die caramelized caramel of salted caramel. Jy moenie sê salted caramel en Dis- George nie. En ons Is 'n siekte. En ons kan dit sien want as hy uitkom, dis letterlik 'n uur en 'n half dan sy Dan's weg. alles gaan. Ja. Ag, maar dit is Hy fantasties. hy man. doen ontsettend goed. Ons wortelkoek, ons sjokolade, 'n mooi sjokoladekoek. So ons doen soos wat die Engelsman sê 'n single serving. Ons doen nie snye koek nie. Okay. En dit doen ons saglik goed. En hoe pas die koffie by? Ek hoor jy doen nou ook sommer jou eie koffie. Vertel ons sommer 'n bietjie gou-gou daarvan ook. Ag, die koffie is vir ons al 'n voorliefde vir jare. Vir ons Jy hele sê van Pretoria af het Ja, jy al 'n vir ons ding hele gehad met gesin. 'n koffie ding. Ek het die voorreg gehad om met baie min kennis my eie blend te maak wat regtig so goed uitgekom het dat as jy 'n swart Americano wat ek drink, is hy heerlik. Hy's nie bitter in die keel nie suur nie. Maar as jy 'n cappuccino drink, het hy al daai smake wat jy Wel, kry. ek uit kan sy- definitief sê dit was 'n heerlik. Dit was jammer. Dankie. Ek kon nie wag vir enige ding nie, ek moes net. Sy het dadelik met die hoender en die mushroom-pastei begin en toe 'n bobotie en ek het in die ry gestaan, asseblief net iets styk want ek soek vleis. Daar's hy, En natuurlik. sy het lank gevat. Sy het daai styk-pastei letterlik 2-3 kere teruggetrek. Oh wow, en maar dis wat 'n ou moet doen, nee. dis Dit reg. is soos jy sê, daai kwaliteit is so belangrik. En nou is hy bekend. Daar's hy. So die mense geniet hom en dis iets wat ons alles wat ons doen, bring ons stadig maar seker in. Laas Desember was julle eerste Kersfees hier. Nee. Ja, dit was die eerste volwaardige En hoe het Ja. julle gekoop met die Kyk, hier kom mense. Ons het Hier gebid vir pouse. kom mense wanneer Ja. hulle kom speel Ja. hier by Nee, ons. dit is 'n feit, ja. Maar Ja. julle, dis maar op ons tyd wanneer ons op ons besigste is Dis en reg. al die locals staan terug sodat julle kan ploeg. Ja, dit is net so. Ja. Maar ag net vir julle twee sê baie dankie dat julle daai skuif gemaak het en die vertroue in die Here gehad het om hier te wees. Ja, Dit was regtig lekker om julle op ons programmetjie te hê en ons Dankie, hoop daar Atja. gaan nog mooi goed gebeur hier in Grootbrak vir julle. Dankie vir En vir julle tuis, Daily Bread hier in Grootbrak. Moet dit nie misloop nie. As julle kom kuier oor Kersfees, hier is jou koffie, jou brood en al die lekker soetigheide. Tot 'n volgende keer. Totsiens.